Dis tyd vir 'n stukkie musiek en net Franco Kerr volgens by ons. Ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit ook. Goeiemôre. Môre. So lekker om jou volgende die te hê. Ek wil net vir jou vra, ons sosiale media vraag is, as jy weer kan swat, sal jy iets anders swat en wat sal dit wees? O, genade, ek sou 10 teen 1 ingenieurswese geswat het of iets. Maar eintlik het ek glad nie die vermoë om dit enigstens te kan doen nie. Hoekom 'n ingenieur? Nee, ek weet nie, hulle maak geld en ek weet nie, ek voel net my ouers sou meer trots wees op my, maar hulle is baie trots ten minste. Maar nee, ek is happy in wat ek geswat het en waar ek is. Dis great. Hoor die laaste keer wat jy hier was jy hier saam met jou band, Kerkstraat, nou is jy hier as solo-kunstenaar vanoggend by ons. Vertel 'n bietjie vir ons die voordele en nadele tussen saam met 'n band teenoor solo loopbaan. Julle, dis weird. Dis weird. Ek weet nog steeds nie lekker hoe om 'n mens se voete te vind deur dit nie, maar ek dink die groot idee is dit moet net 'n hele klomp kruisbestuiving wees. Okay. Almal wat van my solo goed hou, wil ek graag hê moet eendag van die band se goed hou en almal wat van die band se goed hou, moet ook éventueel van my solo goed hou. So die verhouding tussen die twee is ook vir my lekker want dit gee vir my verskillende uitlaatkleppe. Ek dink met Kerkstraat is dit my cool want ek kry so 'n bietjie daai aggressie uit, daai bietjie frustrasie. Mense kan baie eerlik wees in die Kerkstraat tunes. Maar ek dink met my solo goed, ek het ook 'n lighartige kant. Ek is ook so 'n bietjie van 'n nar. En hierdie gee vir daai kant vir my ook 'n platform natuurlik. Wow, vertel vir my 'n bietjie hoekom jy praat van uitlaatklep en jy praat van musiek. Jy is heeltyd besig met musiek. Maar hoekom musiek? Jo, julle, ek dink dis vir my dis 'n baie diep saad. Ek dink dis nou net ek hier, so ek hoef nie te worry oor 'n ander bandmate nie. So vir my is musiek regtig 'n ding. Dit het my deur die moeilikste tyd van my lewe gekry toe ek my pa verloor het op 'n jong ouderdom. Ek onthou dit was my pa se tradisie Sondag na kerk, dan was dit my verantwoordelikheid om sy plate vir hom op te sit. Hy was 'n purist wanneer dit kom by sy plate. So Dolly Parton, Elvis Presley, al daai goed. En toe hy oorlede is, toe ek omtrent 6 of 7 was, toe was daai vorm van ook net om weer sy plate te vat en op te sit, te luister na daai musiek, was dit vir my die grootste vorm van terapie. En ek dink ek het dit gevat en deur die res van my lewe ook toegepas. As ek deur my eerste break-up gegaan het, het ek 'n liedjie geskryf daaroor. As ek frustreerd is, het ek 'n liedjie geskryf daaroor. So musiek is vir my die enigste antwoord. En ek love dit om te erken dat dit vir baie mense so is. En ek like dit om te voel ek's nie alleen in dit nie. Nee, verseker, ek dink nie jy is nie. In jou musiek kan mense ook meer kwesbaar wees. Is dit vir jou makliker om ware gevoelens in 'n liedjie te sit eerder as, jy weet, in mense en as mense ontmoet, of is jy maar oop en eerlik ook as mens ook? Kyk, ek sal daarvan hou om te sê ek is 'n mens wat nogal my emosies op my mou dra. Maar musiek is definitief die plek waar mens kwesbaar moet wees. Jy het 'n verpligting om eerlik te wees in jou musiek, want dis al hoe jy verwag dat luisteraars aanklank gaan vind met jou. So daar was al tye wat ek oor iets skryf, die liedjie kom uit en dan 'n maand na die liedjie uit is, dan kom iemand na my toe en sê, "Hoe is dit hoe jy voel?" Ja, ongelukkig. So dit is partykeer daai platform waar jy dit wat te moeilik is om te sê kan uitbring. As musiek dan so terapie is, moet dit seker soms moeilik wees om voor gehoor te staan. Byvoorbeeld, sê net maar by 'n kunstefees. Ja. Waar daar nie noodwendig, jy sien nie noodwendig by 'n venue die aand waar mense spesifiek na net Frans wil kom luister nie. Jy's by 'n kunstefees waar jy op 'n verhoog is waar almal optree en dan staan jy daar met hierdie stuk baie kosbare musiek, baie kosbare lirieke. Vir 'n spesifieke doel, vir 'n rede. En dan voel 'n mens baie keer deel ek dalk te veel met mense wat gaan hulle dit waardeer? Ja, ek dink dis 'n vrees vir enige musikant. Veral soos jy sê, daar's altyd een spesifieke liedjie wat 'n spesifieke storie vertel of 'n spesifieke boodskap oordra. Wat jy wens. Presies, jy wens net mense hoor jou hart in hierdie liedjie. En ek dink ek beskerm myself teen dit deur redelik universeel te probeer skryf. Okay. So met Kerkstraat, ek skryf dalk oor 'n baie spesifieke ding wat met my gebeur het, maar ek bewoord dit in 'n manier wat interpreteerbaar is. Enigiemand kan enige storie daarvan aftrek. So ek dink dit is so 'n bietjie van my vangnet. En dan met net Franco se goed, omdat dit so lighartig is en goed, maak ek seker hy moet net 'n lekker beat hê
en 'n dingetjie in die agtergrond wat iemand kan saamfluit en dan sê sjap. Dan as iemand dan éventueel die dieper mening daarvan iewers ontgin, great. Dan ons like mekaar. Maar as mense ook net die liedjie like vir met 'n lekker beat, dan great. Dis ook vir jou. So dis definitief my vangnet. Watter deel van musiek hou jy die meeste van? Is dit die skryf, die optree, die vervaardiging? Want ek weet dit is alles so uiteenlopend, maar is daar iets wat jy meer geniet as die ander? Ek kan met julle eerlik wees en dit is in my eie musiek so waar ek produce vir die Funk en Cooler Box kunstenaars. Dit soos wat jy sê, dis 'n deurlopende proses van skryf, recording, mixing, mastering en ek dink daar's een oomblik na al daai goed as jy saam met 'n ander kunstenaar werk waar alles bymekaar kom en dit is dalk in die skryfproses of in die recording proses of dis dalk eers 'n week nadat die finale master uit is. Daai een oomblik wat jy kan sien, daar's hy. Die boodskap kom oor, daar's hy, die gevoel kom oor. En as jy dit kry, dan is daai hele prosesie moeite werd. Dan wens jy kon meer doen. So dit is daai een oomblik wat ek altyd jaag in my eie musiek en wanneer ek vir ander mense vervaardig. Hierdie liedjie wat jy ons nou vandag oor praat, is Lewe in die Nou. Ja. Dit alleen, net die titel alleen is nogal loaded. Daar's so baie dieper betekenisse daarin. Maar dis 'n lekker liedjie, 'n luisterliedjie. Ja. Waar kom dit vandaan? Julle in hierdie bedryf moet ons media verklaring skryf en daar moet altyd 'n dieper mening en 'n Elke liriek moet dit was nie so met hierdie liedjie nie. Ek is baie jammer. Toe ek net aangekom het by die labels, toe het ek 'n tydperk gehad wat al die kunstenaars so goed klaar gedoen is. Daar was niks wat ek kon doen nie, maar ek is daar. So toe begin ek 'n klomp demos maak. Verstaan? Ek is 'n producer, kan hierdie tipe disco liedjie maak. Gee my jou hart. Ja. Ek is 'n producer, kan hierdie indie tune maak. Toe skryf ek 'n tree terug wat saam met Vrede uitgekom het 'n rukkie terug. En hierdie was soos, okay cool, ek kan so 'n bietjie in die house scene ingaan en dit was als deel van 'n portefeulje. Toe kom die gaal van Cooler Box Records in en sê, "Hoorie maar jy sing op dit." Ek sê, "Ja, dis net 'n vocal voorbeeld." Hy sê, "Nee, jy gaan dit sing. Dis nou jou songs." So toe's ek in die diep kant ingegooi en nou moet ek ewe skielik lirieke uitdink en ek dink waar hierdie lirieke en storie van Lewe in die Nou vandaan kom, dit was absoluut subliminal. Dit was die agterkant van my brein en dit was die eerste woorde waaraan 'n mens gedink het. So weer eens, die produksie was klaar. Hy was klaar uitgelê. Ek het geweet wat die song gaan wees, maar ek het nie woorde gehad nie. En dan moet ek al sit die liedjie speel in jou ore. No. Daar's actually 'n video wat ek gedoen het waar ek myself op sosiale media uitgedaag het om 'n liedjie te maak in 15 of 20 minute. En hierdie is wat uit dit uitgekom het. Mense kan fisies sien op daai video hoe ek sit en dink en my proses en ek raak eintlik frustreerd met ek kry nie die flip in woorde nie en Lewe in die Nou is wat uitgekom het en dan gaan 'n mens maar net aan van daar af. En nou 'n paar maande later nou kom die song uit. In 20 minute. Dit was tussen 15 en 20 minute gewees. Ja. So die werk self was 15 minute. Ek wat sit en myself dood frustreer was 5 minute. So dit was omtrent dit. Kom maar nog musiek uit vir die res van die jaar? Dan mag dalk nog so 'n plek wees vir enetjie die jaar. Mense is altyd so besig met en ek het myself mos nou natuurlik my bord vol geskep. So dis Kerkstraat, dis shows en wat. Ja. Maar ek sal love dat hierdie song goed doen. Ons gee hom sy tyd om asem te haal en dan mag daar dalk nog plek wees vir enetjie na hom. Okay, jy gaan ook Lewe in die Nou vir ons net hierna doen, hè? Ja. Dis kan nie wag nie. Baie dankie vir die lekker kuier en ons hoop ons sien uit na nog musiek die res van die jaar. Dankie vir julle. Is lekker om hier te wees. Dis net Fransja met Lewe in die Nou. Moet nêrens heen gaan nie want net hierna sing hom ook vir ons.